So ek lees eers vir ons 1 Timoteus 4 vanaf vers 13. Nou, Timoteus dan natuurlik in die lig van wat ons laas gesien het gebeur in Openbaring, tegnies dan 'n engel van 'n gemeente, 'n predikant van 'n gemeente. Is dit baie belangrik dat ons onthou ook dat 'n predikant is basies 'n ouderling, né? Predikant staan in die ouderling aan. So wat ons moet onthou is dat wanneer die briewe geskryf word en daar word gesê byvoorbeeld in Openbaring 2 vers 1 skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dan is dit aan die een wat die woord verkondig, die boodskapper van die gemeente. Nou natuurlik is dit so dat 'n predikant en dan saam met dit dan ouderlinge toonaangewend is in 'n gemeente. Hulle het 'n baie belangrike rol wat hulle moet speel, alhoewel ons nie glo aan 'n hiërargie van enige aard in die kerk nie. Moet ons onthou dat die ouderlinge wel 'n besonderse ampt beklee, maar dat hulle ook wel besonders gaan verantwoording moet doen vir die bekleding van daardie ampt. Daar's min dinge wat my met meer vrees vervul as die gedagte van ouderling wees, wat ek al herhaaldelik was, en elke keer wat ek terugdink aan dit, dan dink ek, sjoe, jy weet, as ek soveel obvious foute kan sien in die bekleding van die ouderling ampt, van hoe ek dit beklee het, wat sien die Here alles raak. Goed, maar nietemin is dit 'n groot voorreg, maar ek lees dan vanaf vers 13 in 1 Timoteus 4, totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Woordverkondiger het 'n besonderse verantwoordelikheid hierso. Nou, in die eerste plek mag hy nie die genadegawe wat in hom is verwaarloos nie. So dit is 'n genadegawe om van die Here die roeping te ontvang om die woord te verkondig. Jy mag dit nie verwaarloos nie. Beteken byvoorbeeld as jy as jy nou jou teologiese opleiding gedoen het, dan is jy nou nie klaar nie. Verstaan, dis baie keer die gevaar van baie formele teologiese opleiding. Goed, ek het nou my graad en nou is ek klaar. Maar jy is niks klaar nie. Dis nog eers aan die begin nie. Jy moet daagliks groei, jy moet daagliks vorder. So jy mag dit nie verwaarloos nie. So hierin sien ons dat daar is 'n gevaar dat daar verwaarloosing kan wees. Dan staan daar wees vlytig in hierdie dinge, so dit beteken weer eens wees ywerig in dis, werk hard. Leef daarin, so dit moet sy lewe deurtrek, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. As jy die woord verkondig in 'n gemeente, dan moet dit ook so wees dat die gemeente eerstens by jou kan sien, dat daar by jou groei is, dat daar by jou vooruitgang is, dat jy vorder in kennis van die woord, dat jy begeesterd is deur die woord, dat jy opgewonde is, om met die woord van God besig te wees. Dit moet gesien kan word. Ek weet nie hoeveel ouens besef dit nie, maar 'n gemeente moet by jou kan fisies sien, hierdie ou groei, hierdie ou vorder. En dan let op jouself en op die leer. So jy moet na jouself kyk, jy moet jouself dophou, en op die leer, dit is dan die leer van Christus, die ware evangelie, die manier van doen soos wat Christus aan die kerk leer. So jy moet op homself let, hy moet op die leer let, hy moet daarin volhard, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Dis nogal intens, né? So as jy 'n woordverkondiger is, as byvoorbeeld 'n rede hoekom ek nou nog nie 'n dominee is nie, ek dink nie ek is volwasse genoeg nie. So julle is nou maar, jy weet, lucky genoeg om my informally so te hê, met 'n Bybelstudie. Maar lang storie kort, op die einde van die dag is, as Timoteus nie hierdie dinge doen nie,
En julle kan maar self gerus weer hierdeur gaan lees en dit gaan oordink. As hy hierdie dinge nie doen nie, dan is die saligheid van Timoteus self, maar ook van die gemeentelede op die spel. Dit is nie speletjies nie. Nou in daardie lig gaan ons dan lees wanneer daar vir Johannes gesê word, skryf aan die engel van die gemeente, skryf aan die woordbedienaar van die gemeente. Goed, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u wonderlike genade in ons lewens, baie dankie vir u sorg en die goedheid dat ons u mag ken en mag weet dat u regeer. Ons vra dat u sal gee dat ons u naam sal verheerlik en dat ons alles wat ons doen, goed en reg sal doen, dat ons onsself ook sal verdiep in u woord en opgewonde sal wees oor u woord. Baie dankie dat ons die waarheid mag ken, dat die waarheid aan ons openbaar is in en deur ons Here Jesus Christus. Gee dat ons ook verantwoordelik en reg sal lewe en dat ons ook met alles wat ons doen ook 'n lig in hierdie wêreld sal wees en so sout sal werk en die geur van wat dit is om as geskapene tot eer van die Skepper te lewe in hierdie wêreld sal versprei. Ons bid hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Reg. So hierso in Openbaring 2 staan daar, skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Nou Efese is 'n stad wat bevoorreg was, die gemeente daar, 'n redelik gevestigde groot gemeente in 'n baie groot stad. Mense, as ek reg onthou, Handelinge 18 tot 20 gaan lees, dan kan 'n mens lees van Paulus se tyd in Efese tydens sy sendingsreise. Ek dink hy was omtrent 3 jaar daar gewees, maar dit is inligting wat julle nou gemaklik self kan gaan oplees en alles natuurlik soos meeste, wel alle groot stede in daardie tyd in Klein-Asië deurtrek van die afgoderry etc. Keiseraanbidding en al daai dinge. Maar ons moet ook onthou dat die stede daai tyd, dit was baie indrukwekkend. Hulle was nie grotbewoners gewees nie. Dit was baie mooi. Dit was baie metropolitan om nou 'n Engelse woord te gebruik. Daar was mense van reg oor die wêreld teenwoordig. Weet 'n kultuur vermenging dit was 'n lekker plek om te wees. Dit was 'n mooi stad om te woon. Dit was voortvarend, etc. So dit is nou waar die gemeente funksioneer. Ons kan baie keer die fout maak om te dink ons is nou uniek, dat ons nou in moeilike tye leef en dat dit nou besonder goed gaan met mense. Dit was nog maar altyd so, ook in die tyd van Abraham, in die tyd van Noag. Goed, skryf dus aan Efese, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Reg, so ons het laas keer gelees van hierdie een wat so beskryf word. Ek sien die oom wat nou laas versoek het dat ek net gaan genoem, ek het ietsie vergeet, laas week het ek so oor dit gegaan, dat as 'n mens lees in vers 16 van hoofstuk 1, dan staan daar, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. So is die son wat skyn in sy krag. Dit is hoe helder die aangesig van Christus is. Wat ek toen nou laas vir die oom gesê het, wat gaan na die tyd met my kom gesels het en gesê, jy dit nou vergeet, toe sê ek, ja, maar dink dan ook aan sy oë wat soos vuurvlam is. Hoe helder moet 'n vuurvlam wees om uit te staan en gesien te word in ietsie so helder soos die son. Dit is baie indrukwekkend. So, ekskuus ek het dit laas oorgeslaan. En dan sien ons nou weer hierso Christus dat daar staan, dit sê, hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Nou laas het ek redelik gefokus op hoe spesiale mens dan is, nou, hoe wonderlik dit is, dat ons as kerk en dat ons woordverkondigers dan ook, dat hulle in die posisie is dat Christus tussen hulle staan en dat hulle in sy regterhand is, maar daar's 'n teenpool vir hierdie, en dit is natuurlik dat die een wat aan die einde van Openbaring 1 beskryf word met oë soos vlam van vuur, 'n gesig so helder soos die son, met 'n swaard wat uit sy mond uitkom, wat ons later gaan sien, die manier is waarmee hy sy vyande totaal vernietig, dat daardie een is intiem en naby bekend met die kandelare en die 7 sterre wat hy in sy hand hou. So aan die een kant is dit wonderlik om in daai posisie te wees, aan die ander kant is dit absoluut skrikwekkend. Want as dit so is, dat Christus tussen die kerke staan, en dat hy die woordverkondigers van die kerk in sy hand hou,
dan weet hy letterlik alles wat in die kerk aangaan. Daar's nie 'n ding wat iemand in die kerk doen waarvan Christus nie bewus is nie, op individuele vlak. Daar's niks wat 'n woordverkondiger doen waarvan Christus nie deeglik bewus is nie. Daar's niks wat 'n kerk as kollektief doen waarvan Christus nie deeglik bewus is nie. Daar's niks wat 'n diakonie, ouderlinge en 'n kerkraad gesamentlik doen waarvan Christus as koning nie in die fynste detail deeglik bewus is nie. En dit is daai oë wat kyk na die kerk, en dit is met daardie swaard wat die kerk ook gemeet word, volgens daardie swaard, die woord wat uit sy mond uitkom. Dit is baie keer baie maklik, en ons sal dit in die briewe ook sien, vir 'n kerk om half te verval. Dat jy dink, solank ons dinge so doen, jy weet byvoorbeeld as ouderlinge, maar die res van die gemeente weet nou nie alles nie, dan is ons okay. Maar as jy regtig, want gaan lees Openbaring 1, daai een staan in jou midde, hy weet presies waarmee jy besig is. Dit is so belangrik dat die kerk altyd absoluut in die waarheid optree. Oop, duidelik, eerlik, helder. Want dit help nie jy steek goed vir mense weg, maar Christus sien alles nie. Reg. En dit is iets net om in gedagte te hou. En dit is dan ook die lig waarin die briewe geskryf word. Dis baie duidelik in die briewe, hy is deeglik bewus van wat in die kerke aangaan. En daar's goed wat hom tevrede stel, en daar's goed wat hom nie tevrede stel nie. En dan is daar die waarskuwing, soos ons al reeds in die eerste brief gaan sien, as julle aanhou om te doen wat julle doen, oppas dat ek nie die kandelaar wegvat nie. Oppas dat julle nie meer vir my gaan hê nie. Dat julle nie meer julle koning, julle heerser, julle verlosser gaan hê nie. En dan moet 'n mens onthou, dat indien so 'n scenario afspeel, sal daai kerk jou waarskynlik in die oë van die wêreld nog steeds soos 'n kerk lyk. En daai kerk sal jou waarskynlik aanhou om in sy eie midde en sy eie geleedere nog steeds te dink dat hy funksioneer soos kerk. Dis nie asof 'n kerk ewe skielik, poef, nou is hy weg, want die kandelaar is weggeneem nie. Dinge gaan jou waarskynlik aangaan. En dinge gaan jou waarskynlik voortgaan. Maar 'n essensiële ding gaan wegval, en dit is dan Christus wat bemoeienis maak met die kerk. So, nou het ek baie gepraat en min gelees. Kom ons lees dan verder. Ek ken jou werke, vers 2, en jou arbeid en jou lydsaamheid. Dit bring ons weer terug aan daai gedeelte van vers 9, 10 en 11 van hoofstuk 1, daai gedeelte. Die lydsaamheid, onthou julle, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei het en nie moeg geword het nie. Wow, dis nou nogal 'n goeie, jy weet, daar is 'n goeie rapport. Hulle kry nou, as mens dit nou so kan sê, visitasie van die koning van die kerk af, visitasie van Christus af, en hy doen nou teenoor die kerk verslag, as mense dit so kan sê. En dan sê hy, goed, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. So hulle het werke, hulle is besig, hulle arbei, hulle is besig, en hulle het lydsaamheid, hulle is geduldig, hulle verduur die moeilike dinge en alles wat op hulle pad is. Dan verdra hulle nie slegte mense nie. So, om nie slegte mense te verdra nie, beteken, jy het nie iets met hulle te doen nie. So, jy is 'n slegte mens, ek het niks met jou te doen nie. Reg, maar natuurlik, moet ons ook onthou, jy moet iemand ken om te weet dat hulle 'n slegte mens is, of jy moet ten minste sien dat hulle sleg is. Hierdie is nie, daai groep is sleg, ons gaan niks met hulle te doen hê nie. Hierdie impliseer dat jy het hulle te weeg en te lig bevind. Jy het met hulle te doen gehad en jy besef hulle is sleg. Goed, en dan dat jy hulle nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Nou daai is nogal, daai vat guts. Reg, dit is 'n baie dapper ding om te doen. As mens mooi daaraan dink, weer eens, dit vat nogal ietsie en dit vat nogal dapperheid, snaaks genoeg, interessant genoeg, as jy nou
as jy nou 'n amptdraer of iemand wil kritiseer. Jy weet, is so half bietjie in ons geleerdere partykeer, en dis nie kritiek of so nie, maar ek wonder net partymal hoe het ons op die punt gekom, waar mense maar baie mooi dink, is ek nou regtig lus om te sê ek is nie gelukkig met iets nie, wil ek nou regtig die moeite doen, gaan ek nou regtig die pak slaas vat, is dit nie net makliker om die ding nou te los en stil te bly en aan te gaan, ek dink julle weet waarvan ek praat, nee, dis baie keer, maar hierso kom, daar's obviously mense wat sê dat hulle apostels is, en as mens elders in die Nuwe Testament lees, hierdie ouens wat sê dat hulle apostels is indrukwekkende ouens. Hulle kan praat, hulle kan die woord uitlê, hulle kan mense beïnvloed, hulle kan gemeentes infiltreer. Hierdie is nie, jy weet, 'n bang ouetjie wat nou maklik is om te stamp nie. Hierdie is manne van formaat wat nou kom en sê, ek is 'n apostel soos Paulus, ek is op dieselfde vlak van woord uitlê gesag as Paulus, julle moet vir my luister. Dit vat 'n sekere persoonlikheid en 'n sekere persoon om dit te doen. En dis baie moeilik om teen so iemand in te gaan. Dis bitter moeilik. Veral as die ou 'n agenda het. As 'n ou sê dat hy 'n apostel is en hy doen dit vir eie gewin, en ek het al bietjie te doen gehad met charismatiese pastore. Jy weet, daai ouens het klein koninkrytjies en hulle maak baie van hulle baie geld. Jy kan nie dit bedreig nie. En die oomblik wat jy dit bedreig, dan is jy public enemy number 1. En hy los jou nie, hy sal jou destroy. Dit is die tipe mense waarvan ons hier praat. Mense wat sê dat hulle apostels is vir eie gewin. En onthou, gewin is nie net altyd geld nie. Mense kan ook dink aan tipiese sektepatrone. Mense kry mense wat regtig, dis vir hulle baie meer werd om 'n groep mense te kan beheer as wat dit is om baie geld te hê. Daar's mense wat regtig floreer daarop dat hulle mense kan beheer. Ek dink julle sal al met sulke mense te doen gehad het. Nou, wat hierso dan gebeur is dat hulle het teen hierdie ouens gegaan. En hulle het die ouens gaan analiseer en hulle het gaan kyk waaroor gaan hierdie ouens en hulle het op die einde van die dag gesê, jy is nie 'n apostel nie. Dis 'n dapper gemeente. Nou, dit is meer dapper as wat baie van ons kerke deesdae is. Nou, ek praat nie van gereformeerd oor die algemeen nie, ek praat van die kerk in die algemeen. Die kerk deesdae is verskriklik versigtig. Ons kan net nie op tone trap nie, daai ou doen maar so, hierdie ou doen maar so. Hier neem hulle standpunt in. En dan sê, en hulle leenaars bevind het, om vir so iemand te sê, jy lieg, jy's 'n leenaar, veral in 'n geloofsin, is nogal indrukwekkend, né? Want hy gaan backlash kry, hy gaan retaliate, hy gaan vir jou kry, want jy tas sy agenda aan. Reg, dan kom die verdraagsaamheid, die lydsaamheid, en dat hulle ter wille van Christus se naam gearbei het, en nie moeg geword het nie. Goed, nou daar's ook nogal ietsie wat hierdie kerk dan nogal op sy sit, want mens kan nogal vir jouself sê dat ek raak nou 'n bietjie moeg om te werk in die kerk. Ek raak nou 'n bietjie moeg. En dan praat ons nou meestal van goedjies soos, jy weet, teeskink en banke afstof en sulke tipe van goeders. Selfs die eenvoudige goed kan ons sê, ons raak nou 'n bietjie moeg vir dit. En dan, nou binne die kerkkonteks kan 'n mens nou ook moeg raak, jy raak nou 'n bietjie moeg vir die Bybelstudies, jy raak nou 'n bietjie moeg vir al die aktiwiteite, en bygesê, jy weet, 'n kerk kan regtig, 'n gemeente kan ook 'n bietjie over the top gaan, dat almal so besig raak met goeters, dat mens nooit uitkom by wat belangrik is nie, reg? Maar, hierso staan daar, hulle het nie moeg geword. Dis nie alleen nie, dis Christus wat so sê, onthou, hy ken die kerk baie naby, hy weet baie goed wat daar aangaan, en dan sê hy, maar julle het nie moeg geword nie. So, in ons oë, as ons nou so 'n gereformeerde kerk sou raakloop, of so 'n kerk in die reformatoriese lyn sou raakloop, en dit is wat ons van die gemeente sien, dan sou ons gesê het, hierdie is nogal 'n nice gemeente. Hierdie kerk doen wat hy moet doen. Wys vals leraars uit, hulle arbei, hulle is geduldig, hulle kry swaar, et cetera. So op die oog af, great, mooi so. En dan kom die shocker.
vers 4, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Daai is skrikwekkend. Jy kan verskriklik besig wees met kerk, met allerhande goeders, en jy kan dit doen terwyl jy Christus verlaat het, die eerste liefde van die kerk verlaat het. En Christus het dit teen hierdie kerk. Reg, en ons gaan sien, nou, dat daar's nog positiewe aspekte oor hierdie kerk. Maar hy het dit teen dat hulle hom verlaat het. So, hoe sou jy jou eerste liefde verlaat? Nou, as 'n mens daai nou 'n bietjie gaan analiseer, net op 'n, hoe staan dit daar, dan sal 'n mens sê, eerste, dit is natuurlik primêre. So, hoekom het hierdie kerk oorspronklik begin? Hulle het begin, want uit verskillende volke, nasies en tale, het 'n groot klomp mense om een of ander rede toe nou bymekaar gekom. Wat voorheen onder geen omstandighede bymekaar sou kom. Daar was geen rede vir hulle om iets in gemeen te hê nie. Natuurlik sou daar sekere mense seker goed in gemeen gehad het, jy weet, die klomp het van rugby gehou en daai klomp het graag gebak en daai klomp het van fotografie gehou nou in moderne terme. So mense sou daai tipe van goed kon vind, maar vir 'n groep mense om saamgebind by mekaar te kom, ewe skielik uit die bloute uit, is amper ongehoord. Daar moet regtig ietsie gebeur. Reg. En wat het gebeur? Hulle het die evangelie gehoor. Slawe, vrye mense, Grieke, Jode, allerhande oor, ek weet nie wat alles in daai tyd relevant was nie, maar in elk geval, Paulus noem sulke lysies op plekke. Ewe skielik kom hulle by mekaar, hoekom? Want hulle het lief geword vir iemand. Hulle het iemand in gemeen gekry, en dis Jesus Christus. En dit bring hulle by mekaar. Nou kom hulle by mekaar, en nou het hulle 'n eerste liefde. So nou weet hulle nie veel van kerk nie, hulle weet nie veel van die kerkstruktuur nie, maar hulle is baie opgewonde, want hulle het die evangelie gehoor, hulle het tot geloof gekom, hulle is verlos, hulle is nuwe mense, en hulle is opgewonde daaroor. En selfs al ken hulle nie so goed van kerk wees nie, op daai punt was hulle nou heel waarskynlik nie naastenby in staat om vals apostels te identifiseer nie. Dink maar 'n bietjie daarin, iemand wat jonk is in die geloof, baie lief vir Jesus, baie ywerig, baie begeesterd, maar sit daai persoon in 'n moeilike teologiese situasie, daai persoon kan dood eenvoudig nie cope nie, want hulle het nie daai kennis nie. So die feit dat hulle op die punt gekom het, waar hulle actually vals apostels kan identifiseer, wys dat daar verskriklik baie groei was. Want hierdie vals apostels kom en hulle is gelaai. Hulle, jy weet, as mens kyk wanneer Paulus teen hulle waarsku, hulle kom met behoorlike teologie en allerhande goeters. En die gemeente was later op die punt waar hulle hierdie ouens kon sien en kon sê, jy's 'n vals leraar, jy's 'n leienaar. Dit was nie aan die begin die geval nie. Reg. Nou, dis hulle eerste liefde. En soos wat hierdie groep nou saam leer om kerk te wees, heel waarskynlik onder leiding van Paulus, en later, as ek dit nie mis het nie, dan word Timoteus soontoe gestuur, julle kan gaan kyk, maak dit seker, begin hulle meer gevestig kerk word, meer formeel kerk word. Nou begin dinge funksioneer en strukture funksioneer, en dit is ook baie duidelik dat strukture funksioneer, soos die ouderling amp, etc. Hoekom? Weer eens wat hulle kon vals apostels weer lê. Dit vat 'n struktuur om dit te kan doen. Reg, dit vat 'n groep mense om saam tot 'n besluit te kan kom. So daar's struktuur. Maar in daai proses verloor hulle eerste liefde. Okay. So die vraag dan, en in Engels die challenge dan is, hoe is jy volwasse kerk en nog steeds lief vir jou eerste liefde? En ek dink dit is 'n baie belangrike vraag om aan die gevestigde, behoudende gereformeerde kerk te vra. Hoe? Aan myself ook.
Hoe is jy formeel volgens Christus se instruksie kerk en jy funksioneer soos kerk en al die sisteme is in plek en jy doen alles wat jy moet doen volgens Christus se instruksie sonder om jou eerste liefde te verloor. Want hy wil hê ons moet lief wees vir hom. So, dit is dan die eerste liefde. Goed, as mens dan kyk na liefde. Goed, so, wat beteken dit om lief te wees? En ek het al daar gepraat, ons meet liefde, en Jesus sê dit self, aan liefde vir God die Vader, eerste 4 gebooie, liefde vir God, eerste 4 gebooie, en dan tweede liefde vir jou medemens, gebooie 5 tot 10. Ok, eerste gebod en die gebod wat daarna kom, soos wat Matteus vir die persoon wat die vraag kom vra, sê, en dan haal hy dit aan uit Levitikus 19 en Deuteronomium 6, so dit is Ou Testamentiese wette wat hy dan aanhaal. So as jy lief wil wees vir God, wat moet jy doen? Erken God as die enigste ware God, moenie afbeeldings maak nie, moenie ietsie in die plek van God stel en dit aanbid nie, moenie die naam van God eintlik gebruik nie en eer die rusbeginsel in die vorm van een dag rus uit 7. Daar is hoe jy lief is vir God. So tegnies dan, as jy dan wil lief wees vir Christus, wat die Vader aan ons kom openbaar het en sy Gees aan ons gegee het sodat ons hom kan ken en deur hom die Vader kan ken, dan is dit al hoe jy dit meet. So dan sou mens kon sê, wat het in hierdie gemeente gebeur, is dat hulle dan in terme van die eerste 4 gebooie begin afwater het, wegdwaal het. So as ons dan in die lig van hierdie brief na onsself sou kyk, dan sou ons moet sê, in terme van die eerste gebod, erken ons God werklik as die enigste God. Dit is baie interessant, dat, ek weet nie of julle dit weet nie, maar al vir baie jare is die offisiële posisie van die Romeinse kerk, dat die enigste groepering wat anathema is, julle weet wat anathema beteken, jy kan niks met hulle te doen hê nie, is protestante. Die katholieke kerk se offisiële posisie al vir, ek vermoed, verskeie dekades, ten minste 2 dekades as ek dit nie mis het nie, is dat alle gelowe is okay. Het julle dit geweet? Dis die offisiële posisie. Nou, of dit die lidmate by die katholieke kerk oor kan checkers se siening is iets anders, maar die offisiële op papier besluit geneem posisie van die katholieke kerk is dat net protestante gaan nie hemel toe nie. Moslems, Hindoes, almal is alright. Julle het dit nie geweet nie. Dis offisieel die katholieke kerk se posisie. En nou is almal soos, kyk wat doen die paus, kyk wat doen die paus. Hy doen net wat al vir baie lank die offisiële posisie is. Ok, dis baie interessant. Ek sal bietjie kyk of ek weet, daar een van my ou dosente het 'n baie goeie artikel daar geskryf. Juis in die lig daarvan dat baie protestante wêreldwyd oorbeweeg na die katholieke kerk toe. En hy het die artikel geskryf juis as waarskuwing wat hy dan sê, weet jy wat die katholieke kerk se offisiële posisie is? Goed, en wat in die katholieke kerk afgespeel het is baie interessante power struggle tussen meer behoudend en minder behoudend. En die minder behoudende ouens het toe gewen en hulle het dit toe deurgestoot en die kans dat hulle dit ooit sal kan op 'n offisiële vlak omkeer is amper 0. Goed, so daar's nou net vir julle 'n bietjie interessante stukkie kerk. Ek net iets vra. In ons katekisme klas het ons geleer as die Romeinse kerk. Ons is almal een algemene katolieke kerk. Dan is heeltemal reg. So alles wat ek nou net gesê het, Is Rooms. maak dit Romeinse kerk. Ok, skus. Dan is heeltemal reg. I stand corrected. Ons moet reg praat oor hierdie dinge. Dit is ons is die katolieke kerk is die ware kerk. Dan is heeltemal reg. En dankie daarvoor. Nee, Rooms. Skus? Daar is verskil tussen die Rooms en Katholiek.
Ja, presies. So die Rooms-Katholieke Kerk, die Roomse Kerk. Dit is veiliger om te praat van die Roomse Kerk. Daarmee sê ons nie dat daar nie uitverkorenes in die Roomse Kerk is nie. Nou, so onthou wat ek sê is offisiële posisie. En dis hoekom ek sê die mense oor kan checkers weet dit self baie moontlik nie. Goed, maar dit is nou maar hoe dit is. Maar ek weet nou nie eers waar ek was nie. Maar lang storie kort is, wat gebeur dan vir ons om weg te beweeg? Dat ons kan sê ons is eintlik okay, want al die strukture is in plek en alles is reg. O ja, die liefde. Goed, so, ons vervang nie God met iets nie. Goed, dan die derde enetjie, eer van God se naam in woord en in daad, moet ons osself gaan ondersoek, en dan die manier waarop ons dan die een dag uit 7 rus beginsel met die dag van die Here, die eerste dag van die week dan, as nou die rusdag, hoe ons dit benader. So, as ons op daardie gebiede wegbeweeg, selfs al is al ons strukture in plek en selfs al is ons dogmaties sterk en selfs al wys ons dwaaldeur uit en al die tipe van goeders, dan sou 'n mens kon sê ons het van ons eerste liefde af weggedwaal. En as mense dan nie vurig doen nie en jy is nie ywerig vir dit nie en jy is nie jou hart oortuig nie en jy leef dit nie uit nie, dan is hierdie vir jou dan ook geldig. Dan vers 5. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. En bekeer jou en doen die eerste werke. Hy sê nie verander die struktuur nie, hy sê nie, jy weet, alles wat julle doen is verkeerd op 'n praktiese en kerkvlak nie. Hy sê, onthou waar julle begin het, want julle het intussen uitgeval, onthou die begin. Bekeer julle en keer terug na dit, terwyl julle gevestigde kerk is. So wat is die vereiste? Wees gevestigde kerk met struktuur, maar wees lief vir die koning van die kerk. Wees lief vir Christus en wys dit. Wys dat jy vrygekoop is, wys dat jy verlos is, wys dat jy een God het, dat niks sy plek kan vat nie, dat jy hom eer in alle dinge, en dat jy hom gehoorsaam in terme van jou kalender, soos wat hy dit van die begin van die skepping af bepaal het. Anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Groot waarskuwing, skrikwekkende waarskuwing. Ons kan nie vir 'n oomblik dink dat hierdie nie waar is nie, want dit is die een wat waarheid is, God self, wat dit sê. Die lig, die weg en die waarheid. So kom ons dink daaraan, hy sal gou kom. Eerste ding, anders, so, kom ons begin by die anders, as jy dit nie doen nie, anders, belangrike woord, om die sin in te lei, kom ek gou na jou toe, gou, jy het nie baie tyd nie, 'n kerk het nooit baie tyd nie, hier's weer 'n beginsel, wat vir my baie keer laat dink, as jy en dit is nie kritiek nie, glad nie, dis net iets waar ek partymal dink, as jy in 'n verskriklik gereguleerde struktuur funksioneer, kan jy nie gou maak. Nee, dink daaraan. As 'n synode elke 4 jaar gebeur, want dit is hoe ons admin dit toelaat. Goed, daar is natuurlik ruimte vir spesiale dringende synodes. Maar ons lewe so half van synode tot synode tot synode. Nee, en dis nie kritiek nie. Mens sit met praktiese implikasies en alles. Maar ja, daar's daar maar goed wat vinnig uitgesorteer moet word, né? Want Christus kom gou. So weer eens gaan mense balans moet vind tussen, hoe werk jy met 'n struktuur, maar hoe werk jy met die waarskuwing van Christus, ek kom gou. Né? En mens moet oor hierdie goed dink, mens moet stoei oor hierdie goed, want as jy dan in die lig van hierdie brief sien, dat jy miskien in 'n situasie is waar 'n gemeente of 'n kerk hulle eerste liefde verlaat het, dan is dringende optrede baie dringend nodig. Want Jesus waarsku en hy sê, kyk, ek kom gou. Nou,
dis maar net in die algemeen en ons analiseer die brief. Asseblief met niks wat ek sê met die hantering van die briewe, moenie dink dit is enigsins op 'n gemeente waarvan iemand deel is gemik nie. Ek ken nie die gemeentes waarvan julle deel is nie. Asseblief, ek mik hierdie op niks en niemand nie, ek probeer by die woord bly wat hier staan. Ons almal moet self gaan kyk, hoe is dit op ons van toepassing? Okay. Ek maak 'n punt daarvan om as teoloog sosiaal nogal baie geïsoleerd te wees. Kyk, daar's niemand wat kan sê dat hulle Saterdag aand saam met my gebraai het nie. Want dis vir my veilig. Goed. En op dieselfde manier maak ek 'n punt daarvan dat as ek as 'n gas op ander plekke iets gaan doen, dat ek myself gedra as 'n gas. So asseblief, ons gaan nie gemeentes behandel, maar ek bly by die teks. Ek sê niks sleg van enigiemand se gemeente nie, okay? Ek kyk na die woord. Ja. So kom daar seker klassiese is en jaarliks kerkvisitasie, sodat daar meer gereeld probleme kan op. Absoluut, ja, en soos wat ek nou gesê, daar is so iets soos 'n dringende synode. Ja. So ons het, jy weet die kerkordelike stelsel en als ondervang hierdie goeders baie mooi. Maar dan net my opinie van in die gereformeerde kerk, daar's dringende goed guys wat ons regtig eintlik al lankal nie meer vir synodes moes gewag het nie. Wat uitgesorteer moes. Nou praat ek van die GKSA. Daar's net en daar sit ek my kop op 'n blok, hulle kan maar kom. Daar praat ek van my eie huis. Maar is dit nie daar so omdat mense bang is om seer te maak? Ja. Jy mag op niemand se tone trap. Ja. Maar kyk nou hierso. Nou lees jy van die koning en jy sien hom met 'n gesig so helder soos die son. En jy sien vlamme wat uit sy oë uitkom en 'n swaard wat uit sy mond uitkom. Want jy sê asseblief kom ons trap op mekaar se tone. Okay. Kom ons wees almal volwasse genoeg dat jy maar met groot swaar houtklompe uit Holland uit op my tone kan rondspring as dit beteken die kerk is okay. Okay. En jy weet enige een van julle is oor enigiets wat ek sê, enigiets wat ek hier aanbied. Jong, julle kan my vanmiddag kom, wel ek werk vanmiddag en môreoggend kom sien. As julle dink dat ek op enige punt hier ietsie sê wat nie reg is nie, pleit ek by julle, bel my en kom sien my. Soos Tannie nou net sê vir my, praat reg asseblief. Okay, want ja, sê asseblief. Hierdie is geadresseer na 'n plaaslike gemeente en nie na 'n synode of 'n kerkverband nie. So eintlik is die gemeente. Ons sal later by dit kom. So dit word wel duidelik dat dit bedoel is vir al die gemeentes. En die siening op die einde van die dag ook is dat hierdie vir die kerk van die Nuwe Testamentiese kerk post hierdie skrywe relevant is. Baie keer as mense met my praat byvoorbeeld oor daai kerk, kyk na daai kerk. Kyk hoe doen hulle dit. Kyk hoe, en sê ek onthou daar's 7 briewe aan 7 gemeentes geskryf. Christus skryf 7 briewe aan 7 gemeentes. Jy gaan nie 'n perfekte kerk vind nie. En as jy iewers 'n kerk vind wat sê ons is perfek, ons doen alles reg, oppas. Goed, want oppas, wees versigtig. Reg. Maar nou kom daar weer ietsie mooi. Het jy al gehoor van die hamburger method? Okay, hamburger method is baie belangrik vir Christene om te ken. Onderwysers ken dit nogal. So onderwysers noem dit die hamburger method. Jy wil by die patty uitkom. So die hamburger is so half, sien hom op sy sy. So hier's 'n broodjie, hier's 'n patty, hier's 'n broodjie. Jy wil by die patty uitkom. Wie ons het gister so lekker by julle gekuier. Ja, maar daai een seun van jou is dan eintlik 'n bietjie buite beheer. Maar daai groen wat jy daai muur geverf het, daai groen op daai muur is so pragtig. Is so mooi. Nou dis die hamburger method. Dit en die briewe is nogal geskryf in daai metode.
Christus is lief vir sy kerk. Hy wil nie kom en die kandelaar wegvat nie. Hoekom nie? Want die kerk doen sy werk hier op aarde. Dit is sy kerk. Hy wil hê hulle moet dinge reg doen. Hy wil hê hulle moet lief wees vir hom. Hy wil hê hulle moet aanhou om valse apostels uit te wys en die goed wat ons nou verder gaan lees. Maar hy wil regtig hê dat dit nie nodig is om die kandelaar weg te vat nie. As jy kinders grootmaak, ek dink almal van ons is redelik bekend met kinders grootmaak. Jy wil net regtig hê jou kinders moet soet. Okay. Nie net sodat jou skottel goed gewas word nie, maar sodat dit goed gaan in jou huis. Jy wil regtig hê dit moet goed gaan in jou huis. Maar nou moet hulle stout wees. En jy as ouer moet 'n swak sondige mens wees. Weet wat ek dink is Jay Adams wat dit gesê, die bekende Christelike beraader wat baie boeke geskryf het. Hy sê, wat is die probleem met Christelike gesinne? Sondige mense woon daar. Okay. En ons moet dit baie mooi onthou. Maar Christus wil hê dat hierdie gemeente reg moet funksioneer. Maar hy waarsku hulle, ek kom gou, maak reg. En ek is pens en potjie se ondersteuner van die kerkregtelike protestantse manier van kerkregering en kerkstruktuur en kerkorde en al daai tipe van goeders. Maar dit mag nie ons waarheid en ons verlossing en ons saligheid word nie. Ons mag nie dit voor ons liefde vir Christus stel nie. Dis gevaarlik. Reg? En dan staan daar, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. So hier word iets baie moois nou weer gesê. So hierdie gemeente haat seksuele losbandigheid. Immoraliteit. So daar kom nou nog ietsie by hulle visitasieverslag, as mense dit so kan sê. Daar kom nog ietsie by wat besonder mooi is. Julle haat seksuele immoraliteit. En ons gaan later ons sien, daar's 'n tema wat reg deur die briewe loop. En dan gaan dit nou vir julle gee. As julle die briewe lees, kan julle daarna gaan kyk. As jy 'n kerk wil vernietig, het jy 2 dinge nodig. Wie wil raai wat dit is? So sê nou maar ek is 'n wolf in skaapsklere en ek wil die gemeente hier kom vernietig. En ek word 'n lidmaat hierso. Ek wil letterlik die gemeente vernietig. Dit is my doel. Wat is die 2 goed wat ek nodig het om te gebeur? 7de gebod. Skes? Dit is deel van dit. Okay. 7de gebod, seksuele immoraliteit en afgoderry. Hoerery, afgoderry. Daar's jou 2 goed. As jy 'n kerk wil vernietig, 'n gemeente wil vernietig, 'n kerkverband wil vernietig, voer hoerery en afgoderry. Soos dieselfde. Hoerery en afgoderry. Pretty much. As jy 1 gebod oortree, dan oortree jy almal. Wat is baie tannie is heeltemal reg. Maar dit is baie interessant dat dit is die goed wat spesifiek in die briewe genoem word. Goed. So hierdie gemeente dan op daardie vlak is regtig nogal veilig. Maar weer eens is dit dan nie goed genoeg vir 'n kerk of 'n kerkverband om te sê, ja, maar ten minste laat ons nie homoseksualisme in die kerk doen nie. So ons is okay. Dis goed en dis reg en dis hoe dit moet wees. Maar jy kan geen seksuele immoraliteit toelaat nie. Jy kan dit nie verduur nie, jy moet dit inteendeel haat. Wat is haat? Om ietsie te wil doodmaak. Jy moet dit wil vernietig, jy wil dit uitroei. Reg. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Daar's 'n baie mooi, meeste van die briewe eindig met 'n bitter mooi belofte. So wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Wie het 'n oor? Uitverkore kinders van God. Uitverkore kind van God is, luister wat ek vir jou sê. En bekeer en verander. Keer terug na my, jou eerste liefde. En laat dit wys en laat dit duidelik wees, want ek wil nie die kandelaar wegvat nie. Dit is wat Christus hierso sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes
sê. So daar is antwoord vir Tannie. Hy sê vir die gemeentes. Reg, so, relevant vir almal. Nou, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. So, aan hom wat oorwin, oorwinning impliseer 'n stryd, 'n oorlog. Gaan dit maklik wees, noodwendig in die situasie waarin hierdie gemeente is, vir almal, vir die hele gemeente om terug te keer na hulle eerste liefde? Nee, want, wat is dit om weg te beweeg? Jy het nou gesê, van Christus, af van God af, afgodery. Wat staan sentraal? Tot afgodery, wegbeweeg van God af, die eie ek. Dit is die probleem. Hoekom sal 'n kerk wegbeweeg van sy eerste liefde, van haar eerste liefde af? Want jy word self jou eerste liefde. En as jy nou baie mooi daaraan dink, die kerk is 'n besonder voordelige plek om te wees. Gaan dink mooi daar. As 'n rede hoekom daar baie mense in die kerk is wat nie regtig gelowiges is nie. En dit word in die Nuwe Testament beskryf, onder andere Hebreërs 6. Mense wat in die gemeente is en wat die waarheid van die Gees smaak en van die goeie geniet, maar is nooit eg nie. Wat doen hulle daar? Dis 'n goeie plek om te wees. Dis lekker in die kerk. En dis nog lekkerder in die kerk as jy daar is vir eie gewin. Want as jy in 'n kerk is, eintlik oor die algemeen het almal goeie bedoelings, het hulle nie? Mense in die kerk het goeie bedoelings. So jy kan lieflik skoor as jy net op jouself gerig wil wees. As jy net aandag van mense wil hê. As jy net wil hê almal moet die hele tyd na jou probleme luister, sonder dat jy ooit iets teruggee. As jy net lekker koffie en tee wil drink sonder dat jy, ek sê, noem nou baie basiese voor. Jy kan self gaan dink. Dit is 'n baie voordelige plek om te wees. Veral as daar 'n diakonie funksioneer en dit gaan nie goed met jou nie, né? En jy wil nou nie sukkel en nie moeite hê nie. Natuurlik, ek praat van mense wat nie gered is nie, wat in die kerk is vir eie. Goed in die kerk is lekker in die kerk. Maar jy kan ook, indien jy nie gered is nie, indien jy nie uitverkore is nie, kan jy ook deel wees van hierdie begin van 'n kerk, en dan in die groei van 'n kerk kan jy ontaard in ietsie. En dat jy regtig jou eie koninkrykie binne in die kerk het. En as dit die geval is, en jou koninkrykie kan so klein wees soos 2 vriendinne of 2 vriende, dit hoef nie nou dat wees dat jy die hele kerk oorneem. Maar as hulle nou terugkeer na hulle eerste liefde toe, dan bly jy nou agter. Ek noem net een scenario. So hulle gaan daarteen baklei. So hier's 'n stryd wat in hierdie gemeente gaan moet afspeel op baie vlakke. Mense nog voorbeelde kon noem, nog scenario's kon noem. Maar hier's 'n stryd wat in hierdie gemeente af gaan moet speel, dat hulle daadwerklik gaan moet werk daaraan, gaan moet baklei om terug te keer na hulle eerste liefde toe. En nie almal gaan dit wil hê nie. En nie almal het ore om te hoor nie. Tipies sou 'n mens dan kon sê, ag nee, maar kyk, ons is wonderlike kerk. Ons het die valse apostels uitgewys. Ons haat die sondes van die Nikolaïte. Ons het in lydsaamheid volhard. Ons het al die goeie goeders gedoen. Ons is reg. Ons is nog steeds lief vir Christus. Nee, hy sê jy het jou eerste liefde verlaat. Jy het uitgeval van jou eerste liefde af. Keer terug. So hier sal staan, jy moet stryd. En dan die wat miskien in die sonde verval het, van afgoderry met die eie ek as die middelpunt, gaan moet bekeer van dit. En dis ook nooit maklik nie. Want dan moet daai groot sensitiewe tone, moet klein harde toontjies word. Soos hulle is hy klein, moet mense op hom kan trap met daai klompe. En jy moet gaan sê, ek is min en Christus is alles. So, jy kan my vermaan tot op jy kan nitpiek
op my lewe en jy kan met 'n vergrootglas na my lewe kyk en die sondetjies sien en jy kan my weekliks kom vermaan asseblief, want ek het dit nodig, want ek wil meer soos Christus word. Ek wil hom meer gelykvormig word. Ons moet vermaan. En dit staan ook dan, soos wat ek gelees het in 1 Timoteus 4 aan die einde, wat is een van die dinge waarin Timoteus moet volhard? Die vermaning. So wanneer het ons dit nou gaan uitvee, né? En dan staan daar, vir hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Daar's 'n baie mooi ding wat daar afspeel. Ek het 5 minute om dit gou te verduidelik. So, in die eerste plek, kry mens nou is ons in Genesis, so nou is ons in my modderpolietjie van geluk. So in die eerste plek moet mens onthou, dat, ek sê nie Genesis, julle verstaan dat, ek is soos 'n vark in modder, van blydskap in Genesis, dit gaan oor my vreugde. In die eerste plek moet mens onthou, God vat Adam en hy sit hom in die tuin van Eden. Gaan lees maar in Genesis. Die mens kan nooit self in die plek van aanbidding aangaan nie. Dis 'n voorreg wat God aan hom gee, die plek van ware aanbidding. So Adam word in die tuin gesit. Reg, hierso staan daar, vir hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe. Christus gee. Christus ken die vermoë toe. Christus baan die weg vir ons om van die boom van die lewe te eet. Jy kan dit op geen vlak op enige manier uit jou eie doen, regkry of verdien nie. Dit kom jou nie toe nie. Dit het Adam nie toegekom voor die sondeval nie. Dis 'n voorreg wat God aan hom gee. Vir die skepsel om met die Skepper in verbondenheid, in verbond te kan staan, is altyd God se genade van hoe hy daai voorreg aan die mens toeken. Goed, so, dan staan dit daar, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe. Daai boom wat God gesê het, laat hulle nou nie verder hiervan eet nie, né? Hulle moenie van hierdie boom eet nie. Ek wens ek het meer tyd gehad om vir julle gou die disaster van klere te vertel. Daar is van julle wat dit al gehoor het. Wat is die een ding wat Adam en Eva doen? Nadat hulle van die boom van die kennis van die goed en die kwaad geëet het. Voordat God hulle uit die tuin uitjaag. Hulle sê ons is kaal en dis nie goed nie. Dis nie God wat dit sê nie, dis die mens wat dit sê. Okay, so hier is van julle wat dit al gehoor het. Tragiese besluit. Ons is nie bedoel om klere aan te hê nie, maar God duld dit. En omdat Adam as koning dit daarso besluit, uitspreek, ten spyte van die feit dat dit nie is hoe God dit bedoel het nie, trek ons van daar af klere aan. Want Adam het besluit, ons gaan nou skaam wees, want ons is kaal. En ons is skaam as ons kaal is. En soveel van die besoedeling, die misery en die goed in die wêreld nou, is as gevolg van die feit dat daar goeders vervaardig word wat nooit nodig moes gewees het nie. Ek het nou weer 'n dokumentêr gekyk van die impak van die klere-industrie op die wêreld, op die oomblik met fast fashion. Julle weet wat fast fashion is? Mense koop elke maand 'n hele nuwe kas. Is besig om die wêreld te vernietig. Maar in elk geval, goed, so, sal hy gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Binne in die ommuurde tuin, paradys is 'n ou persiese woord vir ommuurde tuin. Daar's 'n ingang, daar's 'n plek waar jy kan ingaan, en daai plek kan jy slegs ingaan as jy toegang gegee word. Nie een van julle kan nou na my woonplek toe gaan en net daar ingaan nie, want eerstens weet julle nie hoe nie, meeste van julle weet nie waar nie. En julle gaan verby my honde moet kom. En hulle is nie baie vriendelik vir mense wat daar inkom nie. So, jy kan nie net daar ingaan nie. Op dieselfde manier kan ons nie net ingaan om te eet van die boom van die lewe nie. Dis iets wat God gee. So, wonderlike belofte, wonderlike beloning. Dit is vir jou dit werd om my advies te vat, gemeente van Efese, gemeente in Efese. Vat my advies.
Want ek gee vir jou die advies sodat jy iets wonderliks by my kan kry wat jy nie verdien nie, wat ek vir jou gee. En dis die mooi hart van Christus wat met hierdie gemeente praat. Ek wil vir jou gee om van die boom van die lewe te eet. Ek wil dit vir jou gee. Maar jy moet bekeer. En jy moet die dinge gaan doen wat ek gesê het jy moet verander. En daar is baie goed wat jy goed en mooi en reg doen. Maar dis nie genoeg nie. Ek het nodig dat jy my lief het. En dit is dan wat ons vandag met huis te vat. Ons moet Christus lief hê. OK. Terwyl ons gevestigde, gestruktureerde, geordende, Godgehoorsame kerk ook in struktuur en metode is, mag ons nooit ons eerste liefde verlaat nie. Partykeer, ek het te doen, laaste ding, ek het te doen nogal met baie mense wat op 'n ouer ouderdom tot geloof kom. Is partykeer jaloers op hulle. Nee, daar's nie 'n dag en 'n datum nie, dis nie wat ek sê nie. Maar hulle het daai ding van, ek het tot geloof gekom. Baie van ons wat so groot word in Christelike huise, op 'n manier is dit moeiliker, né? Want dis die manier, dis waarteen ons gerebelleer het as kinders. Dit is wat ons as tieners gesien het as beperkend en onderdrukkend, né? En nou moet jy uit dit uitkom. Dis nie die ouers se fout nie, natuurlik maak alle ouers foute. Dis nie die ouers se fout of skuld nie, maar jy weet ek dink partykeer is makliker om as tiener en jong mens net in volle pens en potjies in die sonde te wees en te dink is okay en dan te besef, okay, nee, dis nie okay nie. Maar jy was pens en potjies in dit as wat jy as jong mens en tiener die hele tyd daai stryd het. Wat jy dan teen kerk kan rebelleer. En dan word dit nog moeiliker vir ons kinders in gereformeerde skole. Ons moet hulle mooi vashou, né? Baie mooi vashou. Dat ons net ook vir ons kinders wat groot word in Christelike huishoudings, wat dit van die begin af ken, dat ons regtig seker maak, hulle weet wat dit is om lief te wees vir Jesus Christus. Wat is liefde vir Christus? In plaas van 'n moet en 'n moenie. Wat is dit om lief te wees vir Jesus Christus? Daar het ek nou met myself geraas. Dit was hoofsaaklik om myself gemik gewees. Okay, ek stry 'n moeilike stryd partykeer. Kom ons bid saam. Ja. Genesis 3, daar sê die Here wel tot God gesê, nou die nee, hy het van sy vrou en vir hom 'n rokke van vel gemaak. Dus hy het dit wel toe gedoen, self hulle ook gemaak. Want Adam was koning. Ja, maar God het wel die, en sonder, toe nie die van die blare, hy toe vir hom klere. Want Adam het gesê, God het Adam koning gemaak oor die skepping. En op daai punt was daar, behalwe vir die feit dat hy in die sonde geval het, was hy nog nie so beperk gewees nie, dis my opinie. En dan sê God, jy het dit nou gesê, dit is hoe dit nou is. En omdat dit so is, gaan ek vir jou iets beter as blare gee. Want met blare gaan jy sukkel om in my teenwoordigheid te wees die hele tyd. Nou ek onthou, meneer Meyer was baie upset met my gewees. Ek was in een daar in Johannes Calvin in een van sy Bybelklasse en kyk toe hulle nou weer daar praat van die vyeblare, toe begin ek net daar gegil, né? Ek het gesê, dit moes dan verskriklik gejuk het. En ek dink ek moes omtrent 'n week se pauses daar vir die hoekie kyk in die saal. Maar, jy weet, dit het my net op daai punt al getref, hoe onbeholpe en inadequate hulle was, om daai in sonde gevalle besluit tot uitwerking te bring. En dan kom God en dan slag hy diere. Hy offer die diere op ter wille van die mens, sodat die mens bedek kan wees en in sy teenwoordigheid kan wees, sonder om skaam te wees en die hele tyd aan sy klere te pluk en te voeter en jy weet die vyeblaartjie waai op in die wind en alles is lastig. Okay. En van daar af sou 'n mens ook die saak kon maak dat daardie
later, nou praat ek weer baie julle, later sien 'n mens dat wanneer, dat die klere so ontwerp word vir die priesters, dat hulle, wanneer hulle by die trappe opgaan, hulle naaktheid nie ontbloot. Dit word ook vir God op 'n manier dan iets aanstootliks, dat die naaktheid van die mens nou problematies is. So God sê ook in dit, maar tot in 'n mate sien ek dat agter dit is eintlik die ding wat dit is nie hoe dit moes wees nie. Dit is 'n verdraaiing van die skepping. Dit is iets wat nie 'n probleem moes gewees het nie. OK. So ek hoop dit antwoord aan se vraag. Tragies. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u genade dat u ons so lief het, dat u ons Vader Adam en moeder Eva nie net bedek het dat hulle in hulle teenwoordigheid kan wees, maar dat u 'n offer gebring het. En so het u ook u seun geoffer sodat ons deur sy bloed skoon gewas mag wees, dat ons ook sy geregtigheid kan aantrek soos klere en in geregtigheid voor u kan verskyn, soos u ons ook leer in die woord. Baie dankie dat u met die gemeentes praat. Baie dankie dat ons ook mag leer gee, dat ons sal weet wat dit is om lief te wees vir ons Here Jesus Christus. En deur dit dat ons lief sal wees vir u, ons Vader in die hemel, wat ons lief het met 'n liefde wat so groot is dat u seun opgeoffer het om vir ons sondes te sterwe. Baie dankie vir die rykdom van die evangelie en vir die genade van wat u vir ons gee, ook deur dat ons ontvangers van die Gees mag wees, dat ons ook deur u Gees mag lewe volgens die wet wat op ons hart en verstand gesit is, en dat ons in wedergeboorte weer mag lewe volgens waarvoor u ons geskaap het. Gee dat ons ook hierdie wonderlike belofte sal ontvang, dat ons die voorreg sal hê dat ons van die boom van die lewe mag eet, omdat ons Here Jesus Christus tevrede was met ons en ons diens aan hom in die kerke waar u ons geplaas het. Ons bid hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar in Christus naam alleen. Amen. Goed, sien julle oor 2 weke.